daar's 'n liedjie wat sê, dis so heerlik om te wandel met die Here. Want hy lei my voete reg op die steilste van die weg. En weet jy, as ons die skrif lees en kom ons agter om gelei te word deur die Here, beteken gehoorsaamheid. En as ons nie gehoorsaam is nie, gaan ons die gevolge dra van ongehoorsaamheid. En om deur die Here se gees gelei te word, beteken ek moet stip luister na sy opdragte. Ek kan daar nie bietjie van af wegdraai nie. Ek kan nie bietjie my eie redenasie bysit nie. Ek moet stip luister na die opdrag van die Here. En dat hy ons lei deur die gees van die Here beteken ek gehoorsaam dit wat hy vir my gee. En terwyl ek hierdie week hier buite besig is en sekere dinge begin in my kop dwaal, weet jy, ons as mens is so geneig om te soek na die seëninge van die Here. En ek het daar, terwyl ek in die garage besig is, het ek skrifte wat gelees word en ek luister na dit en ek kom agter dat ons soek na die seëninge van die Here. Ons sal dit keer op keer sê, dit is die wil van die Here dat dit met my goed moet gaan. Ons sal keer op keer sê, dit is God se wil dat ek voorspoedig moet wees. En ek stem saam daarmee. Maar die keuse, luister mooi, die keuse lê in my en u hande. Gaan ek stiptelik luister en doen dit wat God van my verwag, of gaan ek nie? Ek wil vanoggend vir u lees in die Ou Testament in Deuteronomium 28. Enkele paar verse. Nou, ons sê die skrif, ons sê, as Christene sê, God is gister, vandag, tot aan aller ewigheid dieselfde. Stem jy saam met my? God verander nie. Sy ja bly sy ja en sy nee bly sy nee. Maar ons as mens, omdat ons in die verharding van ons harte wandel, dink ons kan God manipuleer. God word nie gemanipuleer nie, terwyl ek in die tyd wat ons in lewe met baie mense deuragtig word, wat met drugs en met verkeerde dinge besig is, leer hulle aan hoe om te manipuleer. En wanneer hulle my kan manipuleer, en hulle kom agter, hulle kom een keer weg daarmee, doen hulle dit keer op keer op keer. Maar wanneer hulle by my kom en hulle my probeer manipuleer of en hulle kom nie reg daarmee nie, kom hulle volgende keer met 'n ander taktiek. Hulle probeer iets anders. Ek is 'n harde mens, soos die mense sal sê, maar my hart is net so sag. Ek kry baie maklik mense jammer. Maar weet jy wat? God, sy ja is sy ja, en sy nee is sy nee. Al wanneer 'n verskil maak, of die goddelike liefde van God, en die sagtheid van sy hart, na my en u toe gaan wys, is die dag wanneer ek my bekeer, in gees en in waarheid. Anders te lewe ek in die verharding van my hart, en ek kry 'n God, wat 'n harde mens is. Nie 'n mens, 'n God is, sorry, verskoon my woorde. Hy sê vir sy mense wat hy uitgelei het uit Egipte uit. Luister mooi wat sê hy, 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogte stel oor al die nasies van die aarde. En al die seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Ek wil u net gou reg help. Die skrif sê, maak nie gelofte aan God en doen dit nie, né? 'n gelofte sal ek sê is 'n belofte, né? OK? Ons hou van die liedjie wat sê, elke belofte in sy woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Weet jy
wat sing ek eintlik? Ek sing nie elke seëning in sy woord is myne nie. Want God se woord is ja en amen. En as hy sê, as ek nie in die weë van die Here wandel nie, gaan hy nie my seën nie, maar hy gaan die vloek op my bring, dan is dit ook 'n belofte. Gaan dan en sing lekker, elke belofte in sy woord is myne. My lewenswandel getuig daarvan, of ek God gehoorsaam of nie. Luister mooi wat sê hy verder. Geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal die vrug van jou liggaam en die vrug van die land, en die vrug van jou vee, en die aantal van jou beeste, en die aantal van jou kleinvee. Geseënd sal jy wees in die mandjie, en jou skottel. Geseënd sal jy wees in die ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyand, wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en het 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal seën oor jou gebied, en jou skure, en in al waar jy jou hart aanslaan, en hy sal jou seën in die land, wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou besweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou, en in sy weë wandel. Pragtige woord. Ons almal wil dit elke dag hoor. Ons kan die seëninge van die Here op mense uitspreek soos ons wil. Ek, as mens, moet so lewe, dat daai seëninge wat oor my uitgespreek word, nou gaan ek, nee, aktiveer is 'n Afrikaanse woord, amper dag ek is Engels woord, dat dit geaktiveer kan word. Verstaan nie wat ek sê? Ek moet so lewe, dat die seëninge wat die Here oor my uitspreek, of die mense, dat ek dit kan activate, sodat dit in aksie kan kom. Ek wil verder vir nou sal jy vir my sê, ja, dis die Ou Testament wat so sê, die Nuwe Testament sê hy, in Lukas 11 vers 28, en hy sê vir jou, maar salig is hulle, wat die woord van God hoor, en dit bewaar. Salig is hulle, wat die woord van God hoor, en dit bewaar. Hoe bewaar ek dit? Ek skryf dit op my hartstafels neer, ek lewe dit uit, ek doen dit wat God van my verwag. 1 Timoteus, ek gaan 'n paar skrifte aanhaal vanoggend, maar ek vra dat u sal luister, want die gebed, my gemoed met u is goed. Weet jy wat is my wil? Of wat is die begeerte van my hart, as ek dit so kan sê, is om almal in die hemel te sien. Ek gee nie om wat se velkleur jy is nie. Ek gee nie om wat se nasie jy is nie. Maar ek gee om jou eendag voor die Here te kan sien en hy vir jou sê, kom binne, 'n getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Dit is die begeerte van my hart. Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, as ek 'n vriend gehad het, wil ek hom graag hê hy moet die Here dien. As ek 'n girlfriend gehad het, wou ek graag gehad het, hulle moet die Here dien. Vandag is dit nog steeds die begeerte van my hart. Maar daar's net een manier om die Here te dien. Om sorgvuldig te luister na die woorde wat hy my gee. 1 Timoteus 4 vers 6 tot 9 sê hy, as jy hierdie dinge aan jou broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woord van die geloof
en van die goeie leer, waarvan jy navolger geword het. Maar verwerp onheilige en onwyse fabels, en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordigheid en die toekomstige lewe het. Dit is betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Luister wat sê vers 8. Hy sê, want die liggaamlike oefeninge is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomstige lewe het. Ek het nou net vir u gelees in Deuteronomium, hy sê, as jy sorgvuldig lewe, volgens die weë van die Here in my woorde gesê, sal al hierdie seëninge oor jou kom. Weet jy wat is vir my vreeslik oplettend in vandag se dag? Gaan kyk na die kinders van die Here. Of wil ek weer my gewone taal gebruik? Die sogenaamde kinders van die Here. Hoe swaar kry hulle net nie? En dan sal hulle die woorde uitroep en sê, kyk hoe geseënd is die sondaar daar buite. Kyk hoe goed gaan dit met hulle. Wat het ek nou net vir u gelees? Deuteronomium, gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Gaan lees het bietjie. Jy sal die kop wees en nie die stert nie. Jy sal aan ander leen en niemand nooit nodig hê om te leen nie. Is die belofte wat die seëninge van die Here het as jy sorgvuldig lewe in dit wat God vir jou sê om te doen. Vandag lyk dit asof die sogenaamde Christendom verklein neer. Hulle kry so swaar. En alles. Maar die belofte in Deuteronomium sê jou skure sal oorloop. Waar lê die probleem? Lieg die woord van die Here dan. Nee, God se woord lieg nie. Sy woord is ja en amen. Weet jy wat sê Jesus vir sy disippels in Johannes? Ek wil net gou iets vra. En ek dink almal gaan met my kan saamstem. Wat is daar in jou lewe wat jy eerder met 'n vriend sal deel voordat jy met jou ouers of met jou familielede deel? Mens deel makliker eerder met jou vriend, net baie. Hulle weet alles van alles af. Party mense ken hulle vriende beter as hulle familielede. Vra my, ek weet amper niks van my familiemense af nie. Maar weet jy wat? Jesus sê, Johannes 15, vers 14, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Jesus sê dit. Maar let 'n bietjie op. Gaan lees in jou Bybel. Julle, ons, nee, is my, Jesus Christus, vriende. En die my is met 'n klein lettertjie gespel. Hoe verstaan ons dat Jesus nou praat van, hy is die seun van God, ons weet die skrif sit hom altyd in 'n hoofletter. As ek luister na dit wat God vir my
my sê, die opdragte wat Jesus Christus vir my gee, kom my af na my standaard toe, en hy stel homself gelykvormig, want hy wat die grootste wil wees, moet die minste word. Hy weet hy's God. Hy weet hy die laaste sê. En hy gee vir my en hier die voorreg om net te luister, en dan kom hy na my standaard toe, dat ek kan verstaan wat hy van my verwag. Hy verkleineer hom nie, maar onder sy vriende is hy 'n vriend en 'n God. Maar die wat nie sy vriende is nie, as julle doen wat ek vir julle sê, is hy die God van hemel en aarde, en sy ja is sy ja, en sy nee is sy nee. Verstaan jy hoe ek dink? Ek het dit net toevallig vanoggend raak gelees, en ek vra Here, nou hoe werk dit? Hier sê hy, julle is my vriende met 'n klein lettertjie. Ek wil bietjie gaan kyk, wat sê die oorspronklike 33 vertaling. Of hy ook met 'n klein letter geskryf is. Want ek het die 33-53 vertaling. En toe ek lees en ek verstaan nie mooi nie, ek sê, maar hier sit met 'n klein lettertjie, wie van wie praat wie nou? Dus kom ek agter, maar as ek die hele stuk lees, is Jesus wat praat. As julle doen wat ek vir julle sê. So as ek nie sy vriend is nie, hallo? As ek nie Jesus Christus se vriend is nie, dan is ek sy vyand. Nou hoe kan ek verwag dat as ek 'n vyand van Christus Jesus is, hy vir my al die seëninge moet gee wat in die woord van die Here is? Elke belofte in sy woord is myne. Ek vermaan nie vanoggend jou. Die seën en die vloek van Deuteronomium is 'n belofte. God draai nie teen sy eie woord nie. Elke seën en elke vloek wat in hierdie skrif opgeskrywe is 'n belofte. Dis my keuse aan watter kant hy moet val. Ek luister seker 'n jaar terug na iemand, 'n prediker. En hy sê die woorde, hy sê 'n kind van die Here het God nie geskape om te gaan werk soek nie. Luister mooi wat ek sê. Want hy het hom aangestel om die hoof te wees. God het vir hom gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles wat jy nodig het, sal jou bygevoeg word. Ek is veronderstel om by 'n werk in te stap. En hulle vir my net gee wat God vir my in belofte het. Maar hoeveel kinders van die Here sit vanoggend in die kerke? Wat sukkel om werk te kry? Lê die fout nie by my nie. Lê die fout nie by u. Dat ek nie eers die koninkryk van God soek nie, maar ek soek die belofte wat hy vir my gegee het, al hierdie seëninge. Tyd terug kom iemand by my en hy het baie vrae. Hy sê, maar bid vir my, want ek gaan vir 'n werksonderhoud. Maar ek bevraagteken dit wat God vir my gesê het, sy woord. Maar ek moet vir hom bid dat hy kan werk kry. Hoe verdraaid is ons mens nie vandag nie. Dis God se wil dat dit met ons goed moet gaan. Ek stem 100% daarmee saam. Dis God se wil dat elkeen tot die kennis van die waarheid moet kom, sodat hulle nie nodig het om verlore te gaan nie. Ek het dit 'n tyd terug gesê en ek gaan dit vandag weer sê. Die hel het die Here nie vir 'n mens voorberei nie. Hy het dit vir die duiwel en die gevalle engele gevoorberei. Maar dis die mens se keuse om gehoorsaam te raak aan die Here, om die hel vry te spring. Ek het vir die gelees in Jakobus, was Timoteus? Ja, Timoteus.
Dit dra die belofte van die teenwoordige tyd. Dit beteken nou waar ons in lewe en die belofte van die hiernamaals. As ek die Here dien, as ek my nie steur aan liggaamlike dinge nie, as ek my nie steur om ryk te word nie, maar my lewe gaan om Christus Jesus altyd die eer te bewys, dan kom hy en hy haal my uit die katters uit en hy sit my op 'n platform wat vir my te hoog is om by te kom. Want dit gaan nie oor my lewe nie, maar dit gaan oor die belofte om homself te bewys dat hy nog steeds God is. Weet jy wat? Ek het vir u die beloftes voorgehou. Nou gaan ons na die vloek toe. Deuteronomium 28 vers 15. Ek gaan net vers 15 lees, en dan gaan ek 66 tot 68 lees. Hy sê, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dan sal al die vloeke oor jou kom en jou inhaal. Luister wat sê hy. As jy nie sorgvuldig luister, iemand wat luister doen ook wat hy hoor. Iemand wat nie luister nie, doen nie wat hy nie hoor nie. Hy sê weer, luister mooi, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al die vloeke oor jou kom en jou inhaal. Weet jy wat is een van hulle? Jy sal gaan leen en nie kan uitleen nie. Beteken die oorvloed wat jy het, gaan weggevat word. Waar sit die kinders van die Here vandag? Lyk die liggaam van Christus vandag? Luister mooi wat sê hy. En vra jouself die vraag af of jy nie hier inpas nie. En ek vra myself die vraag of ek nie dalk hier inpas nie. Dis moontlik. My pa sê vanoggend, Jesus Christus het uitgevaar met die predikers, skrifgeleerdes en die fariseërs. So as jy 'n pastoor is, moet jy dink jy is so geheilig nie. Woord van die Here sê vir julle wag 'n groter oordeel. Vers 66 sê hy, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en vir jou lewe, van jou lewe, nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand. In die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre. Vanweë die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp, vanweë die gesig van jou oë, wat jy sal sien. En die Here sal jou op die skepe van Egipte terugbring, op die pad waarvan ek jou gesê het, jy sal verder nie meer sien nie. En daar sal julle aan julle vyand as slaaf en as slavin verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Beteken al die beloftes wat die Here vir my gegee het. As ek nie luister, dit wat God vir my gee nie, weg in 'n oomblik. Toe die Egiptenaar of die Israeliete, God se volk, in Egipte was en hulle as slawe gewees het, het hulle geween, hulle het gehuil voor die Here, want hy het vir Moses sê, ek het gehoor die gehuil van my volk, of die gebede van my volk in my woorde. Ek het hulle gaan uithaal. Maar toe hulle uit Egipte land uitgehaal is, toe begeer hulle terug.
na die kospotte van Egipte. Daar is skrif wat sê, ek het jou in jou bloed gesien spartel, ek het jou by die naam geroep, en gesê, jy's myne, jy sal lewe. Waarom soek ons terug, om in ons bloed te gaan lê en spartel? Hoekom soek ons dit wat nie God is nie, in 'n godsalige lewe? Hoe kan ons hierdie lewe lewe en ek dink, ek behaag God, maar ek het al hierdie dinge van hierdie wêreld in my lewe. Moenie vandag om jou rondkyk en soek waar lê die fout nie, maar draai die oog na jou binneste toe en sê, Here, waar het ek van U afvallig geword? Hoe lank nog is jy bereid om 'n val en opstaan lewe te lewe? Terwyl die belofte is, jy sal die kop wees en nie die stert nie. Lê die fout nie vanoggend by die kinders van die Here, wat by die Openbaring 3 aanpas, was jy maar warm, of was jy maar koud nie, maar omdat jy lou geword het, ek het uit my mond uitgespoeg. Ons soek na die seëninge van die Here. Ons het nie nodig om daarna te soek nie. Ons het nie nodig om daarna te vra nie. Want dit is 'n belofte in sy woord, as ek sorgvuldig hou al die gebooie wat hy my beveel het. As ek in sy weë wandel. Maar ons sal sê, Here, elke belofte in die woord is myne. Elke seën. In sy liefde ry. Maar ek weet, is afgunstigheid in my hart. Hou op sing. Bekeer jou voor God. Here, ek soek die seëninge van die Here. Maar ek weet ek is 'n hoereerder. Ek soek die seëninge van die Here, maar ek weet ek is 'n leenaar. Ek soek die seëninge van die Here, maar ek verdien die vloek. Wanneer gaan die kinders van die Here se oë oopgaan om te besef, God is rein en heilig, en hy soek 'n man en 'n vrou wat hom in 'n rein hart en 'n skoon gewete aanbid nie. Jakobus. Want vandag so mense sal mos sê, daai vloeke is net in die Ou Testament geskrywe, want die Nuwe Testament is mos genade. Genade op genade. Genade van die Here is daar, om my 'n kans te gee, om my te bekeer voor God. En elke dag, wat ek in hierdie lewe het, is 'n genade kans, om my voor God te bekeer. Want as ek my asem uitgeblaas het, is dit vir ewig te laat. Daar is nie genade na die dood nie. Dan wag die oordeele van God. Of ek geleef het vir Christus, sal ek die toekomstige belofte ontvang. As ek geleef het volgens die begeerlikhede van hierdie wêreld, sê die skrif, jy gaan dit ook 'n belofte ontvang. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Ons gaan roep. Die mense wat die doderyk lê vandag, place of torment. Weet jy wat? Soek na 'n tweede kans. Maar dit is te laat. En in vandag se lewe ons, asof elke dag vir my net nog 'n lewe is. Ons soek nie eens die eerste kans wat ons het om ons te bekeer nie. Ons speel met die genade van die Here, tydig en ontydig. Jakobus sê, is dit mooi wat sê Jakobus? Ek wil net eers goed bly. 2 vers 10 en 11 sê hy, want wie die hele wet onderhou,
Maar skuldig is in een opsig struikel. Ekskuus. Maar wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Kan nie sê, Here, ek dien nie met gees en waarheid, maar leentaal is deel van my lewe nie. Hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie 'n egbreker is nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Hoe staan ek vanoggend voor die Here? Maleagi 2, vers 2 sê, as jy nie gehoor gee, en as jy nie te harte neem, om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur, en jou seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek, omdat jy niks te harte neem nie. Het daai skrifgie vanoggend. Hoeveel van ons hoor die woord van die Here vanoggend? En ons gaan by die kerk uit. En ons vergeet alles wat vanoggend gesê is. Want ek neem dit nie te harte nie. Nee, ek het 'n gedaante van godsaligheid geword. Maar ek het die krag daarvan verloor. Die mense hier buite moet sien, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe. Ek loop met my soet aan. Ek loop met my Bybel onder my arm. Maar my hart is so ver van die Here af. Want ek het my nie in gees en in waarheid voor God bekeer nie. Ek lewe 'n leuen lewe. Ek wil afsluit met Romeine 2 vanaf vers 8 tot 16. Sê maar aan die wat eensinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van 'n persoon by God nie. Want almal wat sonder die wet gesondig het, luister mooi, sal ook sonder die wet verlore gaan. Almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. Daar's nie 'n aannemer van 'n persoon by God nie. Almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet veroordeel word, omdat nie die hoorder van die wet by God regverdig is nie, maar die dader van die wet geregverdig word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het, die van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon, dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagte mekaar onderlinge beskuldig, of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie.
net twee weg. Dis net twee paaie. Of ek is gehoorsaam aan God en sy opdragte. En gehoorsaamheid beteken 100% gehoorsaam. Ek kan nie sê ek gehoorsaam die Here 95% nie. Want daai 5% is ongehoorsaamheid. En dan sê die skrif, as ek aan een ding skuldig is, as ek aan die hele wet skuldig. So as ek een ding doen wat ek nie mag doen nie, tel al my goeie werke vir my niks. Want 90% van die waarheid en 10% van 'n leuen maak die hele waarheid 'n leuen. Hoe dink julle word hierdie mense gevang met die prosperity preachers? Hulle sal selfs 99% van die waarheid hou, maar 1% afvalligheid verkondig. Dan is dit fake, vals, geen waarde nie. Vra vandag jouself die vraag af. Hoekom lyk die Christendom vandag soos ons lyk? Hoekom moet ons sukkel in alles wat ons doen? Hoekom kan niks wat ons hande aanvat geseënd wees nie? Hoekom begin ons goed? Ja. Hoekom begin ons goed en ons kan dit nie klaar maak nie? Weet jy hoekom? Want die skrif sê, as ek nie doen wat God vir my vraag nie, sal ek bou en God sal dit in die agternaam vandag verbreek. Maar wanneer ek godsvreesend lewe en ek doen dit wat God van my verwag, sal God my voorspoedig maak in al my weë. God het nooit verander nie. Christus Jesus het nooit verander nie. Maar ek wil vandag vir u sê, die mens het gedink, ons kan God manipuleer. En wanneer ek 'n manipuleerder is, val ek in die klas van 'n hoereerder. Wanneer ek 'n manipuleerder is, val ek in die klas van 'n leenaar. Wanneer ek 'n manipuleerder is, val ek in die klas van 'n drug addict. Wanneer ek 'n manipuleerder is, val ek in al die verkeerde weë. Want God word nie gemanipuleer nie. God kyk en hy soek, is daar gehoorsaamheid onder ons? Maar ek wil vandag vir u sê, die waarheid is nie op my hartstafels uitgeskrywe nie. Dis hoekom my lewe gaan soos dit gaan. Dis hoekom ek sukkel om iewers te kom. Weet jy wat sê skrif, jy sal werk tot laat in die aand. En jy sal dit nie gebou kry nie. Want die Here bou nie die stad nie. Maar die belofte is, as ek godsvreesend lewe, beskerm die Here my stad. Hy beskerm my omgewing. Hy bou, al slaap ek ook, dan herbou hy dit. Maar wanneer ek werk en ek werk en ek werk en ek kry niks uitgerig nie, dink 'n bietjie verder, is dit nie God wat terwyl ek werk besig is om te verbreek, om te maak dat sy skrif in Deuteronomium vervul sal word. Julle sal bou, maar dit nie eet nie. Julle sal plant, maar nie eie saad kry, julle eie wingerde eet nie. Hoe staan ek vanoggend voor die Here? God is 'n God van liefde. Maar die skrif sê mos, want so lief het God die wêreld gehad. Maar God is 'n verterende vuur vir die man en vrou wat in die ongeregtigheid lewe. Jy sal nie daarby verbykom nie. Jy sal elke oortjie betaal. Jy sal doen en jy sal nêrens kom nie. En dan in die einde van jou tyd sal jy nog die dood verdien ook. Die skrif praat van die tweede dood. Daar's geen lewe nie. Kom ons sit vanoggend ons hand in ons eie boesem en vra onsself die vraag af, Here, hoe
Hoe staan ek vanoggend voor U? Ek het nie nodig om die Here kort te sê, Here seën my nie. Soek na die seëning van die Here nie. Ek het net nodig om gehoorsaam te raak, want 'n belofte is, as jy dit doen, gee ek dit vir jou. My seun hou nie baie daarvan om saam met my te werk nie. Want deesdae like ek het. En nu voel hy nie. Want hy het vriende. Met hom besig. Maar weet jy hoekom doen hy dit? Want ek het vir ons, as jy die werk klaar het, sal belofte aan die kant. En hy doen, sodat ek kan trots wees daarop. Die Here sê ook vanoggend, as ons God dien in gees en in waarheid, is daar 'n belofte vir ons ingesit. Hy sê, maan my op my beloftes. Hoe kan ek die Here maan op sy belofte? As ek weet, ek verdien dit nie. Is net so goed ek louf heel maand, maar wanneer payday kom, nou meng ek my Engels en Afrikaans. Die kinders sal sê, ek praat soos hulle vandag. Gaan ek na my baas toe en ek sê, ek soek my pay. Sê, maar jy het heel maand geloof. Nee, maar ek soek my pay. Is ek nie op jou boeke geskryf nie, ja? Het jy gewerk? Nee. Kan jy pay kry? Nee. Selfe werk vir die Here. God sê vir my hierso wat ek moet doen om sy seëninge te kry. En as ek dit nie doen nie, het ek nie 'n aansê op die seëninge van die Here nie. Maar dan wil ek vanoggend vir u sê, dis God se wil dat elkeen van ons tot die kennis van die waarheid moet kom. Dis God se wil dat ons nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom het hy gesê, gaan verkondig dit aan alle volke, nasies en tale. Pas op, die Here nie help met jou handel, soos toe hy by Moses gestaan het. En hierdie Moses voor God verskyn en God sê vir hom, ek gaan nie van hier af verder met julle saam loop nie. Ek gaan net hier bly staan. Ek sal voortgaan om julle te seën. Wat was Moses se woorde? As u nie saam met my beweeg nie, beweeg ek nie verder nie. Joshua roep die mense bymekaar. En hy gee vir al die beloftes en hy gee vir al die vervloekinge. Hy sê, maar dis julle keuse. Dis julle keuse. Of julle die Here wil dien. En as dit nie goed is in julle om die Here te dien, gaan dan heen. En gaan dien die ander gode. Dis jou keuse. Ek wil vanoggend vir u sê, dis jou keuse. Of jy God wil dien, of jy hom nie wil dien nie. Niemand kan jou dwing nie. Maar as jy God dien, doen dit volgens die skrif. En nie volgens jou eie verharde hart, jou eie gedagtegange nie. As jy God wil dien, doen hom volgens sy opdragte en sy insettinge en sy weë. Nie volgens wat jy dink is reg en verkeerd nie. Dan kan ons dalk weer op die plek kom. God, hoe jy kan opstaan en sê, ek sal myself toon as julle God. En die wêreld daar buite sal erken dat daar 'n God in die hemel is. Toe Joshua met hierdie volk praat en hulle sê, ons sal die Here dien. Sê hy vir hulle, julle is getuie teen julle self. Vanoggend lê die keuse by jou. Elke een persoon het jou eie keuse. Kan voortgaan en die Here gaan dien, soos hy gedien moet word. Of gaan hoer en rumoer en geniet die wêreld. Want jy gaan in elk geval hel toe, as jy nie God dien soos hy gedien moet word. Tot sover uit sy woord uit. Maar Joshua het gesê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Vanoggend sê ek vir u, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ek gaan doen alles in my vermoë om God se naam eer te bewys. Maar die keuse lê in die hande vanoggend. Tot sover uit sy woord uit.
Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons die dienste vandag. Dankie, Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kon kom om die naam groot te maak. Halleluja. Ek wil bid, Here, terwyl ons hier uit mekaar uitgaan, dat u woord deur die Heilige Gees, Here, met elkeen sal spreek. Here Jesus. Vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, Here. Ek vra dat u verder met elkeen van ons sal ontmoet, net soos wat u beplan. Bewaar en beskerm elkeen van ons en bring ons weer op u bestemde tyd by mekaar. Vra ek in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.